Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is Maandag, die 18de Mei 2026. 'n bietjie later in hierdie uitsending sal Andrew Poolman by ons aansluit om die nuutste hoogtepunte, sportshoogtepunte met ons te kom deel van die aksie oor die naweek. Voor dit sal ek en François Steenberg bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse blaaie. Dis dan vir môre se uitgawe met julle vooraf deel. En natuurlik loer ons by die weerkantoor in om te hoor wat maak die weer die week met ons. Maar dit dan nou net, bly by ons is nou terug en dankie, sien jy nou. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug en welkom François hier in die ateljee met my uitmuntende kollega. Hallo Ogito, en ek wag vir die reën. Waar is die reën? Hulle het gesê daar gaan vandag reën kom. Kan dit asseblief weer reën kry? Terwyl ons so wag, ek het nou opgelet, net voor nou het ons 'n advertensie gedeel oor die opkomende geleentheid en ek wil ook net noem, die breidelkompetisies word ook daar. Die bruidspaar kompetisie en Ja. En die een wat gaan wen is wat die mooiste troubeloftes geskryf het. Oh. Kyk, in ons dames was daar nie sulke goed nie. Jy moes net ja sê ja. En ek het geweier om te sê ek gaan onderdanig wees. Maar nou lê hulle mos sulke mooi troubeloftes af. Wat hulle So self skryf. dit gaan nie oor jou mooi rok of wat nie. So dis die troubeloftes. So skryf in vir die bruidspaar kompetisies. Wonderlik. Dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. Goed, kom ons loer maar daar by die nuus in. Ek verstaan daar so opvolg môre sommer voorblad. Voorblad. Henry het skryf die voorblad oor die beskikbaarheid van medisyne in die staat. En dit is 'n groot krisis. Ek weet van 'n vrou wat hoë bloeddruk het en vir 2 maande, sy is van die platteland en vir 2 maande kon sy nie haar hoë bloeddruk medisyne kry nie. En so sy het dus van die ooste af windhoek toe gekom en hier probeer kry en van bakboord na stuurboord en nog steeds nie gekry nie en haar kop voel so dik en ja, so ons hoop dit is goeie nuus. Ons hoop maar. Maar ons het ander goeie nuus. Ja, is dit Mietko se goeie nuus? Is Mietko se goeie nuus. Dankie tog. Vleis is baie belangrik. Vleis is baie belangrik. Ek en jy het nou nog gepraat oor die lekker stytjie met die breinvet. Okay. Ja, so Mietko, Ja. Albertus Algemoop, die waarnemende uitvoerende hoof van Mietko, het 'n onderhoud gehad met Ogonet Klagie, ons ander slim kollega, en hy het die goeie nuus gedeel dat die Noorweegse kwota al amper volgemaak is. Sjoe. So dit is regtig baie goeie nuus. Ek dink hy is nou een persoon wat nie meer hoef te waarneem nie. Hulle kan hom maar nou aanstel. Nee, wat ek Regtig het waar. ook baie vertroue in hom. Ek meen hy was ambassadeur in Frankryk en Ja. ek dink hy het soveel deure daar vir ons oopgemaak. So maar ja, nou die goeie nuus, ja, hoe sê hulle, die een se dood is die ander se brood. So een rede vir hierdie
kwota wat ons nou so vinnig kon vul, was as gevolg van die uitbreking van bekkenklouseer in ons oostelike buurland Botswana. Ja, So ja. ons moes daai kwota vul vir hulle. Ek sien. Ja, so maar wat daar is ook hulle het bietjie die mark bestudeer en besef dat hulle bietjie nie so aan die sterk kant moet uitvoer nie, bietjie vroeër, want dan is die markpryse beter daar, die beespryse is beter, Ja. want dan het die plaaslike Noorweegse boere nog nie hulle vleis in die mark ingestoot nie. Okay. So dit is 'n uitstekende strategiese besluit. Ja. So, en dis dit kom goeie nuus. van navorsing Ja. af. Ek is trots daarop. Baie trots, nee, uitstekend met Ons moet die werk doen. So gepraat van werk, almal moet by die werk kom. En hier in Namibië, veral in Windhoek, maak ons maar meestal staat op taksies. Ja. Vandag het die pryse opgegaan Vandag het almal duurder werk na gery. R15. Die 15 Namibiese dollar. 15 'n rit. Namibiese dollar, 'n verhoging van 15%. Ja. So nou kom daai. Mhm. So dit is nou klaar, jou sak word geruk. Presies. Maar daar is ook Maar nou word die taxi bestuurders sak word nou kyk, hulle moet nou klaar duurder betaal vir brandstof. Presies. Nou sê hulle nee, kom ons, daar's nou ander goed nog. Wat Julle is moet die nou nuwe vereiste? julle moet nou nog uithaal en wys. Wat moet hulle nou nog doen? Oké, toe kan jy onthou dat jy is mos nou jy berig baie oor die taxi-bedryf. Kan jy onthou toe hulle daai geel ligte op die dakke moes sit? Ja, ek Almal onthou moes goed. dit hê. Ja. Nou toe spring hulle nou weg en party dit gekry. Ek En onthou. toe sê hulle van nee, julle moet die plakkers en die taxi nommers. En die nommers, ja. En toe doen almal nou dit. En toe word dan nou so bietjie die geel ligte word nou weer agterweë gelaat. Ja. En nou sê hulle Hulle kom nou ligte terug. pappie. Terug almal moet nou Okay. geel ligte. Kyk as 'n verbruiker, as ek moet duurder betaal, dan moet jy beter lyk. Dan moet jy beter lyk. Ongelukkig iets wat nie beter lyk nie, is die omstandighede daar by Vierkantklip. Ja, luister, as jy kyk, ek weet nie hoe's jou padwoede nie. Jy's mos bietjie meer 'n geduldiger man as ek. Maar my padwoede, as daar een ding is wat my padwoede laat opvlam, is as ek ry en iemand gooi rommel by 'n venster uit. Ja, nee. Of as ek net langs die pad ry en ek sien rommel langs die pad lê, ek kan dit nie verdra nie. Veral in ons land waar ons verskaf die astromme. Daar is astromme. Ja, daar's hoor genoeg astromme. Net 'n entjie verder. En ons omgewing is baie sensitief. Ja. So, jessie, veral plastiek. Dit vat hoe lank om of selfs 'n sigaretstompie, mense wat so sigaretstompies, weet julle hoe lank vat daai goed om tot nie te gaan? Dit vat verskriklik lank in plastiek en bottels en nee man, moenie ons land so vuil mors nie. Maar nou is dit mos nou daar by die see, almal gaan nou naweke, gaan jy mos 'n bietjie strand toe en nou is daar by Vierkantklip, is daar nou asdromme wat oorloop. So dit is nou naweek na naweek en dan is hier nou 'n vrou wat sy's nou een van hierdie barmhartige Samaritane. Ja. Dan vat sy nou maar haar span. Sy het 'n skoonmaakmaatskappy, dan vat sy nou maar haar span. Dan het hulle nou maar 'n skoonmaakveldtog, want ek meen dit kos se geld. Ja. Dis brandstof. Sy moet die werkers betaal. Ja. Sy moet natuurlik vir hulle verversings en kos en water gee. So dit is uit haar eie sak uit. Nou rapporteer sy nou aan mekaar die ministerie van die omgewing, bosbou en toerisme, die paaie owerheid. Sy kort rapporteer sy dit, maar dit is asof hulle almal nou net dit val op dowe ore. Ja. So nou gebeur daar niks nie en dit lyk nie goed nie. Soos julle daar op die foto's kan sien. Sjoe, daar's toeriste wat daar is, nie net toeriste nie. Dit is kom ons hou net ons land skoon. Hoe eenvoudig is dit? Dit is so selfsugtig. Lyk jou huis so. Jy gaan dan daar lyk jou huis so. Vir die beeld skoon. Ja, en nou los jy gemors skoon agter vir die volgende persoon. Vir die volgende een. Toe kom vaskyk. Nee, sis man. Ons is mos nie
varke. Ja, Nee? maar ja, dit is dan wat ons in Môre se Republikein vir julle bring, natuurlik met baie meer besonderhede, en dit is ook glad nie die enigste nuus nie, so dit is die moeite werd om u eie Republikein in die hande te kry. En ek sê baie dankie François. Dankie, Gito. Baie dankie vir julle. Ons is nou net weer terug met die weer, so bly by ons hier op Kletskompas. Stay informed and entertained with the latest coastal news, community stories, and local highlights all in one place. From inspiring people to exciting events, Irongo Talk brings you the moments that matter. Every week, we bring you the latest regional news, from impactful community stories to big sport headlines. We also dive into inspiring interviews with local figures and entrepreneurs and keep you in the loop on all the can't miss weekend events. By bridging the gap between print and digital, we inform you every week on what to expect in your Irongo print edition inside the Republikein, Namibian Sun, and the Algemeine Zeitung. Watch Irongo Talk every Wednesday and Friday on oneup2.com, on NTV, DSTV channel 285 or GoTV channel 25 at 1:30. You can also find us on our social media platforms, that's on Facebook, Instagram, Threads, X, as well as on TikTok. Irongo Talk, our community, your news. Welkom terug. Ja, deesdae is die weer so onvoorspelbaar. 'n Mens moet op hoogte bly, anders te word jy erg uitgevang. Wetenskaplikes sê dit gaan blykbaar in die komende jaar nog erger raak, maar hopelik nie teen môre nie. So kom ons loer daar by die weerkantoor in en sien wat hou die weer vir ons in vir môre. Dis dan Dinsdag, die 19de Mei 2026 word voorspel op Katima Malilo vanaf 14 grade tot op 29 grade, gedeeltelik bewolk daar, Rundu vanaf 14 tot 29, en Hana vanaf 15 tot 29, Oshakati vanaf 17 tot 27 verwag, Ruakana vanaf 15 tot op 29, daai hele noorde streek is gedeeltelik bewolk, dan in die voorspelling vir môre. Tsumeb verwag ons reën môre vanaf 13 grade tot op 26 verwag in 8 van temperatuur, Otjiwarongo vanaf 11 tot op 25, Omaruru is dit sonskyn môre vanaf 13 grade tot op 27 grade, Windhoek ook sonskyn vanaf 10 grade tot op 23 grade, Gobabis reën verwag vanaf 11 grade en bietjie hoër, Henties Bay verwag ons vanaf 14 grade tot op 19 grade sonskyn, daar Swakopmund gedeeltelik bewolk vanaf 14 tot op 17, Walvis Bay vanaf 15 tot op 22, Rehoboth in die Middelland verwag ons vanaf 14 tot op 24 gedeeltelik bewolk, Mariental ook gedeeltelik bewolk vanaf 15 tot op 27, dan op Keetmanshoop verwag ons vanaf 16 tot op 26, Aranos vanaf 15 tot op 27, Loederhout vanaf 13 tot op 20 grade gedeeltelik bewolk, op Arjonsvlei verwag ons bietjie reën môre vanaf 16 tot op 27 grade, en op Oranjemund verwag ons vanaf 13 grade tot op 19 grade, ook gedeeltelik bewolk daar diep in die suide. In Kaapvol Hoop elke week 8:30, 8:30 op donderdagaande vertel ons wat gebeur in die Kaap. Ons vertel die Kaapse stories. Ons sien die pragtige Kaapstad hier agter my, Tafelberg, die waterfront deel waar ek nou is. Ons gesels oor lekker kosse wat ons kan eet. Ons gesels oor wat mens kan drink, 'n lekker wyn of twee. Ons gesels met die mense. Ons hoor die Kaapse stories. Dis alles donderdagaande 8:30. Dit is op Kaapvol Hoop. Welkom terug, en nou in die ateljee met my ons eie Andrew Poelman. Hoe gaan dit meneer Poelman? Ja wat, ons is aan die gang. Mooi. Kom ons begin by die Namibiërs wat presteer het daar by die Afrika Atletiek Kampioenskap en die land van die Brawes so goed verteenwoordig het. Ja, so dit was so, ek dink donderdag so net voor die naweek, en so, ja, Ryan Williams het daar 'n groot deurbraak gemaak het om dan die eerste goue medalje van Namibia by 'n Afrika Atletiek Kampioenskap te wen sedert Frank Fredericks meer as 20 jaar gelede. Sjoe. Ja, so Frank Fredericks het in 1998 het hy in Dakar het hy silwer in die 100 en goud in die 200 gewen, eerste ene van Namibia, en daarna was dit toe so 4 jaar later in 2002
het Frankie Fredericks weer die 100 en die 200 meter gewen. So van daai tyd af, ja, silwers, brons, maar niks goues weer nie. Ja, Ryan Williams, die diskusgooier wat daar so, en by die vorige 2 spelers het hy bronsmedaljes gewen. Ja, so daar sien ons sy goue medalje. Ja, so 'n groot prestasie vir hom. Hy het daar dan die diskus mansfinaal gewen. 57.45 meter gegooi. Saam met hom daar is Richard Stander van Suid-Afrika wat dan die brons gekry het. Hulle twee ken mekaar ook van Universiteit van Noordwes af op Potchefstroom saam gestudeer. Richard Stander wat dan die brons gevat het met 56.13 meter. Ja, so eerste keer in dekades wat Namibia se volkslied weer daar gespeel is met die medaljeseremonie. So Dankie Ryan, dankie. ja, so 'n goeie prestasie en dan net so klompie minute voor hom die eerste medalje van Namibia was dan 'n brons wat Talaya Foster ook gewen het. Sy het daar al die pad gevlieg van Auckland in Nieu-Seeland af, waar haar familie bly, tot in Accra in Ghana. En ja, deelgeneem in die vroue paalspring. Sy het dan daar so derde gekom met 'n hoogte van 3.50 meter. Ja, die wenner van Suid-Afrika was Ansu Meidebeer, 4.30 meter. Albei van hulle is net 18 jaar oud. So ja, nog redelike pad wat vir hulle voorlê om op die internasionale toneel regtig hulle merk te maak. Maar ja, ook interessant is van die paalspring, ja, nadat hulle daar aangekom het, moes hulle so 'n bietjie gespook daar by die douane om hulle paalspringstokke te laat vrystel, kan mens sê. Ja. So dit het eintlik toe so lank gevat dat hulle toe daai item uitgestel het met 'n dag. En ja, so dit is maar een van die goedjies wat nou daar was so klagtes, ja, wat ook in die media was oor ja, mense wat bietjie min kos gekry het met hulle maaltye en sulke goeders en wat is daar nog, sulke tipe van logistieke goedjies. Ja, ek dink Namibia kan eintlik, ek weet nie die Namibia is regtig groot klaar nie. Ek dink ja, Namibia, as jy nou dink om so 'n groot byeenkoms aan te bied, ek dink van die 54 lande in Afrika, lyk my al die lande was daar. Elke land in Afrika het atlete daar gehad. So dis nogal groot. Dit wil gedoen. En ja, so Namibia 'n week of 2 terug by ons skole atletiek kampioenskap het ons nie eers elektroniese tydhouding gehad nie. So mense daar met hulle selfone sit en probeer tyd hou en dit tel net eintlik nie vir enigietsie. So atlete wat hard gewerk het, is nogal eintlik 'n groot teleurstelling gewees. So ja, die groot lande as Suid-Afrika en Nigerië en Kenia is die enigste 3 wat eintlik so van die 80s en wat die Afrika kampioenskap gehou word. Daar sien ons daai eerste top 3 lande wat dan die verreweg die meeste medaljes in die geskiedenis van die spele behaal het. Die enigste ander land wat al bo-aan die puntelys of die medaljelys van 'n spele geëindig het is Algerië, die 1 jaar wat toe hulle die gasheer was. So dat is nogal sterk kompetisie in Afrika. Ja. Nee, dit wil gedoen wees. Oké, kom ons praat bietjie iets nader aan die huis. Padfietsry hier in Windhoek. Ja, so Windhoek Pedal Power padfiets klub se reeks wat deur Netbank geborg is, wat dan Saterdag en Sondag 2 byeenkomste gehad het. So Saterdag was dan die heuwelklim wat hulle daar op die Koepverbergpad daar aan die weste kant van Windhoek gehou het. So en dan Sondag was dan 'n padraces, so 112 km vir die mans en 84 km vir die vroue. So dit was dan Christian van der Westhuizen wat by die mans al 2 daai titels gewen het. So by die heuwelklim was hy dan voor Jacques Hannekom en Driekus Coetzee. En dan in Sondag se padraces het hy dan klaar gemaak voor Marco Thiel en Driekus Coetzee en dan Sean Lou wat derde was. En dan by die vroue was dit Andrie Greef, wat ons ook daar gesien het, sy dan die heuwelklim en die padraces bietjie geoorheers. Sy is natuurlik die nasionale kampioen. So
in die gevelklim was Louise Breed die tweede vinnigste en Monique Du Plessis was derde en in die padraces was dit dan Rosemary Thiel en Belinda van Ryn wat die naaste aan haar klaar gemaak het. Lekker. OK, ook hier in Windhoek, ek verstaan daar was ook 'n golftoernooi. Ja, so die Namibiese Ope wat daar by die Windhoek Golfklub aangebied was. So 2 dae ook gespeel Saterdag en Sondags. Todd Parker daar in beeld. Hy was dan Sondag na Sondag se 2 rondes was hy die voorloper gewees. So 7 houe voor Elias Mulombwelwa en Edwin Kutara gewees en dan hy dan Sondag het hy dan die titel gewen met 9 houe voor Edwin Kutara klaar gemaak. So dan die trofee wat daar oorhandig is deur die president van die Namibiese Amateur Golf Unie, meneer Taudi Kurirap. OK, nee, dit klink baie lekker. Goed, kom ons skakel oor, was dit by die kus, die Desert Inn T20 cricket? Ja, so dis in Windhoek, ons is ook 'n cricketliga wat dan deur Netbank geborg word, Desert Ice. Desert Ice? Ja, so winterliga, ja, winters, is maar so 4 jaar wat dit nou aan die gang is. OK. Ons speel dan eintlik in klubverband, so bietjie gemeng, so dis 'n paar nasionale spelers wat dan in die liga speel, maar dan ook baie jonger spelers wat blootstelling kry in die reeks, so 3 wedstryde wat dan Saterdag en Sondag gespeel is, wat ook uitgesaai is deur NTV, so die Etungu Kurus daar van die noorde wat met 24 lopies gewen het Saterdagoggend teen die Central Sunrisers. Die Kurus wat dan die hoogste telling van die toernooi sover opgestel het, 177-6. En die speler van die wedstryd was dan daar in die verloorspan gespeel vir die Sunrisers, Rohan Conradie, 47 nie uit nie aangeteken van 31 balle. En dan Saterdag se tweede wedstryd was dit dan die Green Mambas wat hulle wedstryd gewen het redelik maklik teen die Unam Zebras. Hulle die Zebras almal uitgehaal vir 102 lopies en toe daai wedstryd gewen met 9 paaltjies. Die speler van die wedstryd was Nico Lofty-Eaton. Hy het 62 nie uit nie aangeteken van 26 balle. En dan in Sondagoggend se wedstryd die Run Whisperers wat ook aan die wenkant was teen CCD Tigers. CCD Tigers almal uitgebul vir 85 lopies en nadat hulle die Run Whisperers 168 vir 4 opgestel het. So, dit reg gevlieg of gekluister. Ja, so daar sien ons dan die puntelys, so na die eerste naweek was dit dan die Gubabes Bulls wat bo aan die puntelys was, so hulle dan nie die naweek 'n wedstryd gehad nie en is dan die Green Mambas wat nou redelik so saam met hulle amper gelyk die boonste 2 spanne bo aan die puntelys is. Lekker. OK, kom ons sluit af met bietjie klubhokkie. Ja, so die Namibiese Hockey Unie se binnenshuise liga wat dan klaar gemaak het die naweek. Daar in beeld sien ons dan die manspan van Windhoek Old Boys. Hulle het in die finaal gespeel teen die School of Excellence en hulle dan daai finaal gewen 7-3. En dan die vroue titel is dan gewen deur Saints. Hulle dan bo aan die puntelys geëindig en hulle wen dan daai liga en Windhoek Old Boys was daar tweede en DTS was die klub wat dan in die derde posisie klaar gemaak het. Baie mooi, skitterend. Baie dankie Andrew. Soos altyd, ons het baie geniet en volgende week moet jy net bietjie meer rugby saambring. Baie dankie. En baie dankie vir julle dat julle by ons aangesluit het vir hierdie uitsending van Klets Kompas. Ons doen dit natuurlik môre aand weer. Tot dan, laat dit goed gaan. Totsiens.